Dit is Woensdag 23 April en ek gaan vir ons 'n gedeelte binnekort lees uit Lukas 24 vanaf vers 30. Die teksgedeelte wat ons gaan lees vertel die verhaal van die Emmausgangers. Hulle was deel van Jesus se groter disipelgroep en is na die dramatiese gebeure van Jesus se kruisiging tydens die Paasfees in Jerusalem terug op pad huis toe. En terwyl hulle reis, hoor hulle gerugte dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Maar dis maar net gerugte en ver van die werklikheid wat hulle beleef. Maar dan sluit Jesus sonder dat hulle dit weet dat hy is by hulle aan. Hulle herken hom nie. En soos wat hulle met hom saamstap, praat hulle met hom en probeer hulle sin maak van wat gebeur het. En praat hy met hulle oor die Bybel. Na die dag se bespiegelings eet Jesus die aand saam met hulle en dan die volgende. Terwyl hulle saam aan tafel was, neem hy brood en hy vra die seun en hy breek dit en hy gee dit vir hulle. En toe gaan hulle oë oop. En hulle het hom herken, maar hy het van hulle gesig verdwyn. En dan hoor hy, en toe sê hulle vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Waar is God teenwoordig? God is altyd hier. Dis 'n eenvoudige antwoord. Die belofte van Jesus se opstanding het 'n radikale impak oor hoe ons hede en toekoms ingaan. Dit verander nie net ons hede of ons toekoms nie, maar ons beoordeling van hoe ons kies om daar binne te kan leef. En ons het vandag hierdie keuse. Te midde van ons onvermoë om van gebeure sin te maak, is die Here in dieselfde omstandighede by ons besig om ons harte warm te maak. Ons kan wel vashak by onsekerheid en vrees en woede en teleurstelling wat in ons leef oor ons hede en wat in ons leef oor ons toekoms. Maar ons leef met die ingesteldheid. God is ook hier teenwoordig. En ons kan toelaat dat die krag van sy opstanding deur hierdie emosies breek. Hoe is die Here besig om jou in hierdie tyd te ontmoet? Jou bewus te maak dat hy jou hart warm maak. Kom ons bid saam. Here, ons kom vandag in die diepte van ons harte na U toe, in nederigheid en erkentlikheid vir die standvaste teenwoordigheid in ons lewens. Here, U is die lig in ons donkerste tye en die krag wanneer ons swak voel. Dankie dat U nooit van ons afwyk nie, selfs wanneer ons dwaal. Vader, ons bid dat U ons voortdurende gids en troos mag wees. Laat ons U stem in stilte hoor en U teenwoordigheid in ons daaglikse oomblikke voel. Help ons om U wil te soek in alles wat ons doen en lei ons op die pad van geregtigheid en vrede. Wys ons hoe ons die lig kan weerspieël in die wêreld om ons. Versterk ons geloof en vul ons harte met hoop en liefde, sodat ons elke dag tot lof en eer van U kan leef. Here, mag ons altyd bewus wees dat U by ons is en ons help. Amen. Stellenberg Gemeente, oor grense heen.